Luister gou hierso. Die Here het 'n woord vandag vir jou. Hierdie woord gaan jou situasie verander. Jy bid en jy vra vir die Here. Here, wanneer is die regte tyd? Wanneer gaan U vir my deurbreek? Wanneer gaan die dinge gebeur wat ek vertrou en glo en hoop voor? En hierdie woord vandag, wat jy vandag gaan hoor, luister daarna, rus daarin, want jy is die geseënde van die Here, jy is bestem om te wen, jy is geoormerk vir sukses, jy is die kop en nie die stert nie, jy is die appel van sy oog, die meetsnoere van God, die maatband van die Here het vir jou in lieflike plekke gekom, en die hawe van jou begeerte bring die Here jou veilig in. Hoor dit, dis nie net 'n klomp woorde nie, dis die gedagtes wat God oor jou het, is die gedagtes wat God vir jou beplan, dis waaroor dit gaan. Die woord van die Here sê, ek het hoopvolle gedagtes, ek het oorwinnende gedagtes vir jou, ek het mooi gedagtes vandag vir jou, en ek wil hê, jy moet vandag hoor, dat jy die taal, die gedagte, die gesprek, wat God voer in jou hart sal hoor, en nie wat die vyand sê en wat die omstandighede sê nie, maar wat God sê, want wat God sê is wat saak maak. En ek wil met jou vandag deel. Is jou baie welkom. Ek is George van 3 Minute Kerk. En ons is vandag hier by Jeffreys Bay se strand. En ek en jy gaan so 'n bietjie tyd saam spandeer. En my kamera is nie baie goed nie, maar as jy mooi kan kyk, is daar 'n aantal branderplankryers hier in die agtergrond. En wat 'n mooi dag, wat 'n pragtige dag. Dis die dag wat die Here gemaak het, 'n dag van oorwinning vir jou en vir my. Is 'n geleentheid om saam te staan rondom die woord van die Here, saam te luister en saam toe te laat dat God se woord met ons deel. En vandag se woord kom uit Hebreërs, die 4de hoofstuk en die 16de vers. Laat ek dit vir jou lees, en hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die regte tyd. Daar is 'n tyd om gehelp te word. Daar is 'n tyd vir 'n deurbraak, daar is 'n tyd vir herstel. Die Hebreërs skrywer skryf hierdie woorde, hy sê, vandag is die dag van seën. Vandag is 'n dag wat jy jou hart nie moet verhard nie. Vandag is 'n dag. Hy praat van vandag is die regte tyd. Wat beteken dit? Wat beteken dit dat ons op die regte tyd gehelp kan word? Nou eerstens wil ek vir jou sê, baie mense vat die evangelie, die boodskap van Jesus Christus, en dan maak hulle dit amper asof dit 'n soort van 'n gereedskapstuk is om alles te kry wat hulle wil hê. En hulle vergeet, dit gaan oor Jesus Christus. Hulle besef nie dat die grootste gawe wat ons ooit kan hê, ek en jy, die grootste gawe, die grootste geskenk, die grootste waarde, wat daar ooit in my en jou lewe kan wees, is die Here Jesus Christus nie. Hy is die lam wat geslag is, hy is die een wat vir ons sy lewe gee, en as jy Jesus het, het jy klaar alles. Hoor dit, ek wil dit vir jou sê. So, jy sê dalk vir my, ek wil luister oor hoe gaan ek dinge kry? Hoe gaan ek meer geld kry? Hoe gaan ek meer in my verhoudings kan herstel? Hoe gaan ek in my lewe dinge kan kry om deur te breek en oorwinnings te kan kry in my lewe? Hoe gaan ek dit doen? Nou, ons gaan daarna kyk vandag. Maar dit kan net gebeur as dit kom van Jesus Christus af. Want in hom leef ons, bestaan ons en is ons. Dis wat ons is. Dis waaroor dit gaan. Dis die woord van die Here. So sonder hom is ons niks nie. Hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle absoluut niks doen nie. So dis 'n belangrike woord wat ek vir jou wil gee, is dat jy moet verstaan dat jy die Here nodig in elke oomblik van die dag. Die grootste profeet van die Ou Testament, naamlik Johannes die Doper, het Jesus aangekondig en gesê, daar is die lam wat van die mens wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Hy het dit aangekondig. En hy het in Johannes 3 vers 30 geskrywe, hy sê, ek moet minder word, maar hy moet meer word. So wanneer ek praat oor die regte tyd, wanneer ek praat oor wanneer gaan ek gehelp word, en dit is ons gedagte vandag, dit is ons tema vandag, dat ons, ek en jy sal besef,
Dit gaan oor hoe Jesus meer kan word. Hoe dat die Here in ons lewe sy doel, sy plek kan vind. En as jy vir een oomblik kan dink dat hy gee jou nie net die ewige lewe nie. Hy betaal nie net die prys op Golgotha vir my en jou se sondes nie, maar hy gee vir ons 'n plek in die hemel. Hy gee vir ons en hy vervul ons behoeftes na die rykdom van sy genade. Die Bybel sê hy het arm geword sodat ek en jy ryk kan word. En daardie rykdom is nie net geestelike rykdom nie. Dit is ook dat ek en jy vandag kan besef dat ons die oorwinning van die Here kan behaal. Dat ons die deurbraak van die Here kan behaal. Dat ons genoegsaam en genoeg kan hê. Soos wat hy ons geleer het, gee ons vandag ons daaglikse brood, sodat ons ook brood in ons huis sal hê. So die Here gee saad aan die saaier, maar dan gee hy ook brood aan elkeen van ons. Ekskuus tog. So elke een van ons kan op 'n plek kom waar ons brood het, waar ons voorsiening het, waar ons herstel het en waar ons guns van die Here het. So, hy sê dan in Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid. Nou kom ons analiseer hierdie skrif en ons pas dit toe. Daardie woord laat ons, ek en jy, laat dit gebeur. Met ander woorde, daar moet iets in ons gees gebeur, sodat ek en jy die oorwinning kan behaal. Dit moet toegelaat word, ek moet dit laat gebeur. Wanneer die Here sê, laat iets gebeur, dan beteken dit ons moet plek maak daarvoor, en dan beteken dit ook ons moet sekere dinge uit ons lewens uit verwyder. Daardie dinge wat ons uit ons lewe uit moet verwyder, is ongeloof. Ongeloof beteken, ek glo nie dat Jesus is genoeg nie. Dis ongeloof. Ongeloof sê, ek kan nie dink dat die Here my probleme kan oplos nie. Ek kan nie dink dat die Here my meer wil genees nie. Ek kan nie dink dat die Here my lief het nie. Ek kan nie dink dat die Here my meer verder wil dra nie. Dis ongeloof. Ongeloof omdat jy en ek nie meer glo dat Jesus genoeg is nie. En dan begin ons allerlei pogings aanwend. Ons probeer dalk godsdienstig raak. Ons probeer God beïndruk van ons kant af. Want ons dink as ek nog so 'n bietjie ekstra van my kant af kan doen, dan sal dit aanvaarbaar vir die Here wees. Nou ek wil hê jy moet vir 'n oomblik gaan rus, gaan sit in sy teenwoordigheid. Kom ek sê gou vir jou iets baie belangriks. In die Ou Testament, in die tyd van die tempel en die wet en die 10 gebooie en al hierdie dinge wat daar was en al die reëls en regulasies van die Ou Testament. Die Lewiete wat gewerk het in die tempel, daar was geen stoel daar nie. Jy kan maar gaan kyk. Daar is nie 'n stoel nie. Daar is nêrens 'n stoel in die tempel gewees nie. Dit is so, van die heiligste na die allerheiligste. Daar was nie 'n stoel nie. Weet jy hoekom was daar nie 'n stoel nie? Want die Lewiete se werk was nooit klaar gewees nie. Sonde was altyd daar en daar moes heeltyd vir sonde versoening gedoen word deur die offers wat gebring was. Maar kyk wat gebeur in die Nuwe Testament wat die Here vir my en jou doen. Hy kom en hy betaal die prys. En jy weet, ons sê dit so maklik as kinders van die Here. Hy betaal die prys. Maar ek wil hê jy moet vir 'n oomblik gaan dink. Wat het hy vir jou gedoen? Nou praat ons van die regte tyd wat die Here ons help. Dat hy op die regte tyd, op die volheid van die tyd, het hy gekom en vir my en jou sonde betaal. Hy het dit reg gemaak. Dis so belangrik, want sonder hom is ons niks. En nadat hy dit gedoen het, sê hy het opgevaar na die hemel toe. En wat sê die Bybel? Hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader. Hy het gaan sit. Wat beteken dit? Dit beteken dat die woorde aan die kruis was die waarheid. Die woorde aan die kruis wat hy gesê het, dit is volbring, beteken dat hy het gaan sit, die werk vir die versoening van my en jou, die verlossing, die vergifnis, die feit dat Jesus jou sonde vergewe het en nooit weer daaraan dink nie. Hy het jou vrygemaak, hy beskuldig jou nie verder nie, hy straf jou nie verder nie, hy hou dit nie teen jou nie, hy het dit teen sy seun Jesus gehou en Jesus het die prys betaal. Ek dink eintlik dis verskriklik van ons as mens om dit wat Jesus vir ons gedoen het te probeer uit sy hande vat en dan probeer ons eie sonde voorbetaal. Ek straf myself so bietjie. Ek probeer myself in die lig kry dat ek sê ek verdien maar 'n bietjie die sonde. Ek verdien 'n bietjie die straf. Ek verdien 'n bietjie swaar tye. Ek verdien 'n bietjie al hierdie dinge want ek is 'n slegte mens. So ek straf myself. Ek wil eintlik sê, sies man, dis verskriklik
om te dink dat ek en jy ons so arrogant beskou, dat hy wat die werk gedoen het en gesê het, dit is volbring, dis gedoen, dis betaal voor, dat ons dit nie in liefde kan aanvaar nie. Dat ons nie hierdie geskenk van genade net kan ontvang en sê, dankie Here, dis nie ek wat die prys hoef te betaal nie, ek hoef nie meer gestraf te word nie, ek hoef nie geslaan te word nie, ek hoef nie meer nie, want die sonde en daardie mag van die sonde, die dood en die ellende daarvan, is betaal. Dis betaal, dis die geskenk. Nou sê hy, laat ons, sê hierdie skrifgedeelte, laat ons met vrymoedigheid, met ander woorde, vrymoedigheid beteken, ek het die vryheid om in die teenwoordigheid van die Here in te stap. Die voorhangsel is van bo na onder toe geskeur. Ek het nou toegang verkry deur Jesus Christus. Wanneer God na my kyk, dan is ek gewas in die bloed van die lam. Ek is geheilig en gereinig en hy het my lief met 'n ewige liefde. Hy het my verlos deur die bloed van sy seun. Ek het vrymoedigheid. Ek kom nie na die Here toe met die hoed in die hand en smeek vir elke dingetjie nie. Ek kom met vrymoedigheid en sê op grond van die feit dat ek geword het die geregtigheid van Jesus Christus deur sy prys. Wat beteken dit? Ek het in die regte verhouding met die Here gekom. Ek is nou in die regte plek saam met die Here in hemelse plekke. En ek het nou vir jou gesê, Jesus het gaan sit. Maar kom ek sê vir jou, jy het ook gaan sit. Hy sê, jy sit saam met die Here in hemelse plekke. Dit beteken dat die plek wat God vir jou het, naamlik jou verlossing, jou vryheid, jou nuwe mens in Jesus Christus, die nuwe skepsel waarvan Paulus praat in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê, jy het 'n nuwe mens geword, al die ou dinge het verby gegaan. Daai ding, daai nuwe mens, jy het gaan sit. Dit beteken jy het ontvang, jy werk nie meer vir jou saligheid nie. Jy probeer nie meer 'n poging aanwend om genoeg te wees nie. Daar's so baie godsdienste daar buite wat preek en sê, nou dat Jesus vir jou die prys betaal het, nou moet jy op jou passoppens wees, dat jy dit nie sal verloor nie. Maar die Bybel sê, wie sal jou uit my hand uitruk? Glo in die Here. Dis mense wat nie glo nie, wat weghardloop. Dis mense wat sê, Jesus is nie genoeg nie, wat weghardloop. Dis mense wat sê, ek moet nog my eie dinge doen, wat weghardloop van die teenwoordigheid van die Here. Dis nie ek en jy nie. Ons hardloop na die Here toe. Ons hardloop na hom toe, want hy is my verlosser en jou verlosser vandag. En dit is die regte tyd. Laat hierdie dinge gebeur, sê die Bybel. Laat dit gebeur, want as jy dit laat gebeur, dan kom daar vryheid, dan kom daar verlossing, dan kom daar guns, sodat jy op die regte tyd gehelp kan word. Jou voorsiening kom nie van goed doen nie. Jou voorsiening kom nie van harde werk nie. Jou voorsiening kom nie van 'n beter poging af van ons kant af nie. Ons voorsiening kom van die Here Jesus Christus af. Hy is my en jou bron. Hy is ons oplossing. Hy is die een wat vir ons die deurbraak gee. Laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Dis waartoe ons moet gaan vandag. Na die troon van genade. Die troon van genade. Waar vind ons hierdie troon? Waar vind ons hierdie spesifieke plek? Daar was reeds tekens van daardie troon, selfs in die tempel in die Ou Testament, waar jy in die allerheiligste gegaan het en na jy die verbondsark gekyk het, was daar die versoendeksel gewees. En op die versoendeksel, luister mooi, dit was die versoendeksel, die plek van versoening, daar was versoening gewees, en daar was engele wat afgekyk het na hierdie versoendeksel toe, en daardie plek, daardie versoendeksel, daardie plek waar 'n mens kan gaan sit, waar jy vry is van die wet, vry is van die seer, vry is van die stikkend, vry is van die dinge wat jou afgebring het, en nou is jy versoen met God. Daardie plek, daardie is die troon van God, van genade. Genade beteken dat ek en jy nie kan nie, net Jesus kan. En hy het vir my en jou die prys betaal. So ek en jy kan met genade vandag na die Here toe gaan en sê, Here, ek het vrymoedigheid op grond van wat Jesus vir my gedoen het, om na U toe te kom en te sê, dankie dat U weet, ek het kos nodig, U weet ek het liefde nodig, U weet ek het vergifnis nodig, U weet ek het herstel en mooi dinge in my lewe nodig, en ek dank U, Here, dat op grond van die werk wat Jesus gedoen het, dat Jesus vir my geword het sonde, sodat ek kan word die geregtigheid van die Here. Op grond daarvan
kan ek ontvang, Here. Ek kom met genade na U toe in Jesus se naam. U is my bron en U is my sterkte. Ek vertrou U vandag, Here, want U is my alles en ek gee vir U die lof en die eer. Ek dank U, Here, vir die mooi. Ek dank U, Here, vir wat U vir my doen, Here. Ek loof en ek prys U, Here, vir al die mooi dinge wat daar is. Ek kom in die genade na die Here toe. Kyk wat gebeur nou. Kyk in hierdie gedeelte. Ek wil hê jy moet eintlik onder 'n boom ergens gaan sit en aanhou kyk na hierdie vers totdat jy Jesus raak sien. Hy sê, as jy dit doen, dan sal jy sê, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Daardie woord barmhartigheid, wil ek hê jy moet mooi daaroor dink. Dit is so Afrikaanse woord wat ons nie meer gebruik nie, maar dit beteken dat die Here Jesus en God vir jou sal gee wat jy nie verdien nie. Wat jy nie kan self verkry nie, wat nie in staat is in hierdie wêreld om te maak nie. Dat hy die dinge kan roep wat nie bestaan nie oor jou lewe en dit 'n werklikheid kan word. Barmhartigheid beteken dat God gee om terwyl ons nie kan nie. God help wanneer ons nie kan nie. Hy vra nie hoorie om genees te word, doen hierdie 6 stappe nie. Hy vra nie om voorsiening te kry en vir jou te sorg dat jy al hierdie ander dinge moet doen nie. Hy vra dat jy moet glo in sy seun Jesus Christus. Dan kom daar barmhartigheid. Barmhartigheid is so belangrik as iemand wat vir jou gee en gee op grond van wat iemand anders gedoen het. Dis die voorsiening. Dis so goed as ek kom vandag en ek betaal al jou skuld. En as gevolg daarvan sê ek vir al jou skuldeisers van nou af, doen jy goed aan hierdie persoon, want die skuld is betaal. En wat doen jou skuldeisers? Wat doen jou vyande? Hulle moet nou jou uitlos. Hulle moet goed wees vir jou. Hulle moet vir jou lief wees, want die skuld is betaal. Dis wat gebeur. Selfs jou vyande begin in vrede met jou lewe, want die skuld is betaal. Selfs die siekte en die pyn wat jy in die verlede gehad het, begin opdroog en genesing breek deur, want die skuld is betaal. Die skuld is betaal. Dis barmhartigheid. Barmhartigheid kan verkry en genade beteken vandag Jesus Christus. Jesus, dat jy hom meer kan kry in jou lewe, meer en meer. Weet jy, iemand sê nou die dag vir my, hulle is bang om dood te gaan. Ek sê vir hulle, hoekom is julle so bang om dood te gaan? Hulle sê, want hulle weet nie wat om te verwag nie. Ek sê, hoe bedoel jy weet nie wat om te verwag nie? Jy is dan 'n kind van die Here. Persoon sê, ja, maar ek weet nie. Ek sê, praat jy elke dag met Jesus? Ken jy sy stem? Weet jy wat dit is dat hy sy hand oor jou lewe sit? Ja, sê hy. Ek sê, maar dan maak jy mos net jou oë hier toe, dan maak jy jou oë oop saam met hom vorentoe. Daar's geen niks om oor te vrees nie. Niks om bekommerd te wees nie. Jy gaan net van hierdie heerlikheid na 'n groter heerlikheid. Jy gaan net van hierdie lewe na 'n oorwinnende lewe toe. Jy stap saam met Jesus. Van krag tot krag, van oorwinning tot oorwinning, van heerlikheid tot heerlikheid. Jy saai in verderflikheid, maar jy maai in onverderflikheid. Waarom is jy bang? Waarom is jy bang as Jesus klaar daar is? Maar as jy Jesus nie ken nie, dan sal jy bang wees om oor te stap, want daar gaan jy hom sien vir wie hy werklik is. En daarom is dit so belangrik om hom te ken nou in al jou weë. Ek wil vir jou bid vandag dat die Here jou krag sal hê, dat jy op die regte tyd gehelp sal kan word. Ons hemelse Vader, ek bid nou dat daar hulp sal kom. Ek bid dat op hierdie oomblik dat jy die teenwoordigheid van die Here sal ervaar, die krag van die Here sal ervaar, sy genesende hand oor jou sal ervaar, dat die krag van die Here, die bloed van Jesus Christus, deur jou are sal bruis, daar waar daar seer is, waar daar pyn is, waar daar emosionele skade is, waar daar liggaamlike gebreke in tekorte is, waar daar pyn is, dat die Here se genesing en krag en voorsiening en verlossing daar sal vloei in Jesus se naam. Ek bid dat jou oë oop sal gaan, groter en mooier, en dat jy die Here sal sien in al jou weë. Dat jou genesing sal deurbreek soos die oggend sal deurbreek, en laat die krag van die Here vandag jou deel sal wees. Ek vra dit in Jesus se naam. Ek vra dat jou hart oop sal gaan, dat jou hande oop sal gaan, dat die guns van die Here jou deel sal wees, en dat jy sal krag ervaar, in die naam van Jesus. Amen. And God bless you. Baie dankie dat jy saam geluister het. Dankie dat jy saam deel is van 3 Minute Kerk, en as jy nog nie ons dagstukkies ontvang nie, wat ek elke dag stuur, is jy welkom om vir my 'n boodskap te stuur en te sê, jy wil op die groep wees, en ek sal jou op die groep sit,
En ek wil ook baie dankie sê aan ons kampioene wat ons finansiëel ondersteun, net wat in hulle harte is, saai hulle in hierdie bediening, en wanneer hulle dit saai, maak dit moontlik dat ons hierdie boodskap aan mense kan oordra. Dankie, dankie, dankie daarvoor. Ek waardeer julle ondersteuning so baie. Mag die liefde van ons hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus en mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen. En God bless you.